Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Ek's bly is vandag deel van hierdie reis om saam te dink oor wat dit beteken om soos Jesus te leef. Ek onthou 'n storie wat ek onlangs gehoor het van 'n jong vrou wat elke dag met 'n Uber werk toe ry. En daar in die Uber sit sy stil in haar sitplek, kop af, oorfone in. Maar een oggend merk sy 'n ma met 'n klein kindjie op wat sukkel om by die taxi voor haar in te klim. Sy en haar kindjie het net te veel bagasie, te veel tasse, te veel dinge en te min hande om eintlik alles te hanteer. En die vrou in die Uber is eintlik gewoonlik onbewus van wat om haar aangaan in die verkeer en verkies om nie betrokke te raak met die mense op haar pad nie. Sy het immers altyd 'n besige dag voor haar, sperdatums wat haar van vroeg af besig hou en net 'n klomp dinge wat haar eintlik baie gespanne maak. Maar daardie oggend, toe sy die mamma sien sukkel, voel sy ewe skielik jammer vir haar. Haar hart raak sag en sy haal haar oorfone uit, klim by die Uber uit en stap na die mamma toe. Die Uber-drywer kyk nog verbaas en voor hy kon verstaan wat aangaan, sien die Uber-drywer hoe sy passasier die mamma voor hom se tasse optel en hoe die mamma en die baba in haar arms saam terugstap na die Uber toe. Sy passasier voeg 'n stop by op haar roete op die app en die betaling gaan deur. Hulle gaan eers hierdie mamma en baba aflaai voor sy werk toe gaan. Die Uber-drywer is geraak deur hierdie daad van goed doen. Op so 'n eenvoudige manier eintlik. Want jy sien, liefde is nie iets wat ons net voel nie. Dit is iets wat sigbaar word. Dit is iets wat gebeur wanneer ons teenwoordig is vir wat om ons en in ons aangaan. Wat soms gepaard gaan met risiko wat ons uit ons gemaksones uitneem en wat opoffering vra. Wanneer ons Markus 6 lees, sien ons iets soortgelyk by Jesus. 'n Groot skare mense volg hom. Hulle is honger, moeg en ver van enige dorp af. En die disippels raak ongemaklik, wat gaan hulle doen? Hulle wil Jesus met die mense wegstuur, laat hulle gaan, laat hulle vir hulle self gaan kos koop. Dit klink mos logies. Hulle dink prakties. Hierdie groot probleem hoef nie hulle probleem te raak nie. Maar Jesus kyk anders. Hy sien nie net 'n skare nie, hy sien mense met nood. En sy hart word vol meegevoel. En dan sê hy daardie uitdagende woorde, gee julle vir hulle iets om te eet. Die disippels is geskok, hulle dink, hoe is hierdie moontlik? Hulle het self nie kos nie. En dit wat hulle bymekaar kon maak, is maar net 5 brode en 2 vissies. Dit is veels te min vir duisende mense. Maar Jesus vra nie dat hulle die onmoontlikheid uit hulle eie krag en eie kapasiteit moet doen nie. Hy vra net dat hulle die bietjie bring en toelaat dat hy iets daarmee doen. En hy seën dit en hy breek die brood en dit word meer as genoeg. Dit staan so in Markus 6, lees gerus saam met my. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Om goed te doen, deur meegevoel te hê en sodoende meer soos Jesus te leef, vra ons dus om te bly en iets te doen wanneer ander wil wegstuur of self weggaan. Dit vra dat ons soms risiko's neem om in die ongemaklikheid van 'n komplekse situasie te bly en om jou bietjie te gee al voel dit nie genoeg nie. En dit vra opoffering om self te dien, selfs wanneer jy moeg of uitgeput is. Kyk, dit kan nie maklik wees om vir meer as 5000 mense kos uit te deel nie. Ons leef in 'n wêreld waar dit maklik is om te sê, ek het nie tyd nie, ek het nie genoeg nie, ek's nie die regte persoon nie. Maar Jesus herinner ons, dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, dit gaan oor jou bereidheid om jou bietjie te gee en om te vertrou dat God dit kan gebruik, want hy kan wonderwerke doen. Dus, as ons wil goed doen op so 'n manier, moet ons mense raak sien. Die eerste tree na meegevoel is om werklik net te sien. Jesus het nie die skare as 'n las gesien nie, hy het gekyk en hy het mense gesien vir wie God baie lief is. Dikwels is ons so vasgevang in ons roetines, dat ons die nood rondom ons miskyk, dat ons die mense rondom ons miskyk. Maar dan wanneer ons sien, is die uitnodiging, bring jou bietjie.
Die disippels het nie gevoel die 5 brode en 2 visse wat gebring is genoeg nie, dis eintlik niks. En ons voel dikwels dieselfde. Wat kan my klein gebaar verander aan hierdie situasie? Maar in God se hande word selfs klein dade, 'n vriendelike oproep, 'n woord, 'n luisterende oor, enige iets wat ons bring, word vermenigvuldig om hoop te bring. So dalk wil jy dink hierdie week, wat is my 5 brode en 2 visse wat ek kan deel? En dan kan ons vertrou op God se oorvloed. Die wonder van hierdie verhaal is nie dat daar net genoeg was nie, maar daar was oorvloed. 12 mandjies vol oor. Wanneer ons vanuit meegevoel goed doen, is dit nie uit ons eie krag nie. En God kan meer doen as wat ons beperkings toelaat, want dit is God wat deur ons werk. Ons hoef nie self hierdie wonder te produseer nie, ons word net genooi om deel te raak van God se plan. Ja, dit kan beteken dat ons gee selfs wanneer dit ongerieflik is, maar dit beteken ook dat ons teenwoordig is, selfs wanneer dit makliker is om weg te draai. En dan kan ons deel hê aan dit wat Jesus in sy wêreld deur ons doen. Jesus het self hierdie pad tot die uiterste geloop. Sy liefde het hom nie net laat broodbreek nie, maar uiteindelik sy eie liggaam aan die kruis. Sy liefde was sigbaar en hy was ten volle teenwoordig. Sy liefde spreek van risiko en opoffering. En omdat hy dit gedoen het en ons nou vanuit daardie genade leef, kan ons ook leer om te leef in daardie selfde patroon van omgee, van gee, van meegevoel. Kies gerus een dag en maak dit jou 5 brode en 2 visse dag. Besluit vooraf dat jy iets goed gaan doen. Kan 'n boodskap van bemoediging wees wat jy stuur, 'n ete wat jy deel, iemand help dra of eenvoudig tyd gee om te luister. En skryf daar iets goed neer. Aan die einde van die dag reflekteer. Wat het gebeur toe ek my bietjie gegee het? Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons in U voetspore kan volg. Gee ons die genade om U hart uit te leef. Amen.